kan ek vandag vir julle skrikwekkende statistiek gee. Skrikwekkend omdat dit baie nuut is en die statistiek lys as volg. Die een statistiek is van die US Survey of Evangelicals en dan die ander statistiek kom van Barna Research wat seker die grootste navorsingsorganisasie vir Christene en Christelike organisasies in die wêreld is. En beide van hulle sê tussen 41 en 45% van kerkgaande gelowiges, wat nogal 'n baie belangrike onderskeiding is van kerk, met ander woorde gelowiges wat kerk toe kom, kan nie die vraag antwoord, is jy seker jy is gered nie? Dit beteken dat selfs hier vandag 'n klomp gelowiges is wat nie seker is of hulle saak met die Here reg is nie, wat hard probeer om reg te lewe, maar hulle het nie daardie sekerheid nie. Ek praat met iemand wat oor die 30 jaar 'n gelowige is en vra daardie vraag vir hom: is jy seker jy is gered? En hy het my aangekyk met 'n gesig van onsekerheid en vir my gesê, ek hoop so, want ek probeer my bes. En ek dink baie van julle sal kan echo dat ons probeer ons bes, maar dan kruip die twyfel so gereeld in my hart, gaan ek dit eendag maak? Gaan ek daai afsny oordeelsdag maak? Ek hoop so. Ek wil vir julle sê dat in 'n mate is daardie vraag seker die belangrikste vraag wat jy in jou lewe kan en moet antwoord. Jy moet hom antwoord. Want die antwoord van daardie vraag gaan jou lewe vir jou bepaal. Want God se hele reddingsplan, en daarom het julle gesien dat die tema is sy redding. God se hele reddingsplan is nie dat jy in onsekerheid moet leef nie, maar in sekerheid en vrede. En as jy vandag hier uitstap, wil ek die hoop uitspreek dat jy met sekerheid sal uitstap. En as jy nie met sekerheid sal kan uitstap nie, dat jy seker sal maak. Want dit bepaal jou lewe en die sin van jou lewe en hoe jy, want om net in twyfel die hele tyd te loop, is 'n ongelooflike las op 'n mens. Ek wil hê julle moet in vrede kan uitstap met die sekerheid dat jy gered is. 1 Johannes 5 vers 13 sê, Johannes, dit het ek aan julle geskrywe wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Let op, Johannes gebruik nie woorde soos hoop of ek vermoed dat dit so sal wees. Hy gebruik 'n baie duidelike verstaanbare woord, dat jy kan weet. Die Griekse woord wat hy gebruik is eido, wat eintlik beteken, is so 'n mooi betekenis, om te sien met innerlike oortuiging. Om te sien met innerlike oortuiging, eerder as om uit kennis en ervaring net te kan sien. So God wil hê jy moet weet, hy wil nie jy moet hoop of jy moet raai nie, hy wil nie jy net 'n teoretiese konstruk in jou kop wees nie, maar dat jy selfs met jou daaglikse lewe sekerheid sal hê. So daar's 'n paar dinge wat ons vandag vir mekaar kan sê. Die eerste is, en die belangrikste seker is, dat God is die initieerder van redding. Dis sy idee. Dis die wat Johannes 14 vers 6 vir ons sê, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. God se reddingsplan begin nie by ons nie. Dit begin by God. Hy het uit liefde besluit om 'n pad te maak terug na hom toe, want ons was verlore.
Ons gaan 'n bietjie nou daaroor gesels. Die woord weg in Grieks is 'n woord wat beteken horos. En dit beteken nie net 'n roete nie, 'n pad nie, maar dit beteken onder andere 'n lewenspad, met ander woorde 'n manier van bestaan. Jesus wil dus kom sê met hierdie woorde: ek is die manier waarop jy weer kan leef soos wat God dit wou gehad het van die begin af, soos wat God dit bedoel het. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê vir ons: want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. En dis wat redding eintlik is as ons daaroor praat. God bou die pad terug na hom toe, maar ons stap daai pad in geloof. So, jy kan nie met goeie werke vir jou 'n pad bou hemel toe nie. Jy moet aanvaar dat God alreeds daai pad vir jou gemaak het in Jesus Christus se naam. So redding kan nooit 'n stukkie prestasie, werksheiligheid wees nie. Geloofsredding is 'n geskenk. Dis 'n geskenk. Ons sien die twee groot kontraste wanneer ons oor geloofsekerheid praat. Ons sien aan die een kant 'n heilige God en aan die ander kant 'n gebroke, sondige mens. 1 Johannes 1 vers 5 sê: God is lig en geen duisternis is in hom nie. Versus Romeine 3 vers 23 wat sê: almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So lig in Grieks is die woordjie phos. So ou kan dit sommer hoor in woorde soos fosfor, iets wat lig maak. So die woordjie phos beteken in hierdie konteks nie net helderheid, lig soos wat ons hier bokant ons sien, maar dit dui op morele reinheid en 'n absolute waarheid. En dan aan die ander kant staan die sondige mens, en as daar oor sonde gepraat word in die Bybel, dan praat hulle van die woordjie amartia. Dis die woordjie vir sonde. En dit beteken, vir die van julle wat katekisasie klasse onthou en geluister het, dit was nie verskriklik groot daarop toe ek jong was nie. Maar die woordjie amartia beteken 'n paar, dit beteken om mis te skop, of om jou doel te mis. En die voorbeeld wat ons bedoel geraak het, is soos 'n pynenboog wat na 'n kol moet skiet, is om die kol te mis, om die doel waarvoor daai pyl geskep is, en is om dit kol te tref, dit nie te laat regkry nie. En dis die beeld wat die Here vir ons kom skep, dat hy is hierdie heilige wese wat vir ons 'n pad maak sodat ons kan terugkom na hom, want ons is verlore. Omdat ons weens die sondeval verkeerde keuses gemaak het. En as jy vir jouself 'n pad hemel toe probeer werk, is dit onmoontlik, en ek kan dit miskien die beste vir julle so verduidelik. En jy kan jou ook nie vergelyk met ander mense nie. Dit is soos om van die aarde af te probeer spring na die maan toe. Jy kan miskien hoog spring, maar jy gaan nie naaste by daarby uitkom nie. Jy kan selfs hoër spring as ander mense langs jou. En dink, ek doen nogal nie te sleg nie, want ek spring hoër as hulle. Maar hulle gaan dit ook nie maak. En jy gaan dit nog minder maak. Ons moet ons nie met ander mense vergelyk in terme van goedheid en hoe mooi ons lewe nie. Ons maatstaf is God se heiligheid. Dis ons maatstaf. Dis die maan. Op jou eie kan jy nie hoog genoeg spring om daarby uit te kom nie. So wanneer ons praat oor geloofsekerheid, is die eerste ding wat ons moet besef: ek is verlore sonder God. Ek is verlore as hy nie dit moontlik maak om na hom toe terug te keer nie. Want daar is nie 'n manier wat ek kan spring tot op die maan nie. Geen mens kan by God uitkom deur werke, geloofstradisie, godsdienstige rituele nie. Dit kan nie. Wat so ongelooflik van ons Christelike geloof is dat God se regverdigheid om sonde te moet straf en sy liefde vir die mens, vir elkeen van ons, kom by mekaar by die kruis van Jesus Christus. Dis waar dit by mekaar kom. En dis waarom Romeine 6 vers 23
vir ons kom sê die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Romeine 5:8, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Romeine is altyd 'n baie lekker versies om te hou, want is Romeine 3:23 en Romeine 6:23. Romeine 3:23 sê, niemand is sonder sonde nie. Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood, wat vir ons, juis ons verlorenheid, wil kom net benader, dat daar's niks in ons goed genoeg, om by God se heiligheid, by absolute waarheid, by absolute helderheid en lig in ons lewe te kom nie. En dan staan die versie daar, maar God bewys, Romeine 5:8, maar God bewys sy liefde. Nou die woordjie bewys is die Griekse woord sonostem, wat beteken om onweerlegbaar te demonstreer. Dis wat die kruis van Jesus Christus wil doen. Dit wil onweerlegbaar Jesus se liefde vir ons kom demonstreer, maar ook God se regverdigheid. Want die loon van die sonde is die dood. Dis die straf wat van die begin af daar gewees het, die rebellie teen God. En dan maak God 'n plan. En daai plan is Jesus Christus. So die straf word uitgevoer. Ons moet nooit dink, omdat jy nie iets oorkom, dat die straf nie uitgevoer is nie. Dis hoekom ons nagmaal hou. Die straf is uitgevoer op Jesus Christus, op sy seun. So hy straf die sonde, en sy seun dra dit self. Dis die hart van die evangelie. Dis die gospel. Miskien kan ek dit so ook verduidelik. 'n regter, sy eie seun kom staan voor hom, skuldig aan grootskaalse bedrog. En hierdie jongman is baie spyt daaroor, en het berou oor wat hy gedoen het. Maar volgens die wet, moet die regter sy seun straf, met 'n minimum vonnis. Dit was geldbedrog van R1 miljoen. So hy lê daai vonnis op, sy eie seun. En na die hofsaak klaar is, stap hy af van sy regbank, en hy gaan betaal self daai R1 miljoen. En hy koop sy seun vry. Dis miskien een manier, wat ons moet verstaan, hoe kosbaar is ons vir Jesus. Selfs in ons sondige toestand, selfs al dien ons hom nog nie, is dit hoe hy na ons kyk. En Jesus het van die regbank afgeklim, en ons skuld gaan betaal, hy boete gaan betaal. Dis wanneer regverdigheid. En God is regverdig, en liefde by mekaar kom. Dis hoekom ek sê, dit kom by mekaar, by die kruis van Jesus Christus. En dan sien ons almal die mooi woorde van Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, maar net so belangrik is Johannes 3:3-5 wat sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien. Daar moet iets met ons gebeur, sodat ons die koninkryk van God kan sien, sodat ons daai sekerheid in ons harte kan hê. Die woorde vir gebore, genoa anothen, beteken letterlik om van bo af verwek te word. Om van bo af verwek te word. So dis nie net 'n nuwe begin nie, dis 'n nuwe bron van lewe. Die lewe van Jesus Christus wat in jou gaan voortgaan. Dit is soos eie kan ons nie besluit, self besluit om 'n kyker te word nie. Die lewe kom van binne, van die een wat die lewe skenk. En net so kom bring die Heilige Gees lewe in jou innerlike mens. So vandag wil ek vir jou sê, moenie glo dat Jesus net vir jou gesterf het nie, maar hy wil in jou lewe. Die kruis is net die eindpunt, as ons daar uitgekom het, dit is die beginpunt. En dan begin geloof meer raak as feite. Want die soveel mense wat die feite, veral as jy in die kerk groot geraak het, wat die feite van die Christelike geloof ken. En eintlik wil
Die Christelike geloof sê, maar dit moet 'n oorgawe aan 'n persoon wees. Die feite is nie genoeg om jou te red nie. So met wedergeboorte en met bekering sien ons twee kante van dieselfde muntstuk. Bekering en genade. Handelinge 26 vers 18 sê, sodat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer. En dan 1 Johannes 1 vers 9 is een van die kosbaarste versies in die woord. As ons sondes bely, wanneer ons berou het daaroor, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Die Griekse woord vir bekering is metanoia. En dit beteken 'n paar dinge. Dit beteken om van gedagte te verander. Dit beteken om van ingesteldheid om te draai. Dit beteken 'n nuwe manier van dink en leef. En dit aan te neem en sodoende jou denke te verander. Romeine 12 vers 2. Wie van julle het al, dit gebeur so af en toe, en dit is lewensgevaarlik. Om die waarde sê, ek weet van 'n lewe van 'n vriendin van my seun wat dit gekos het, wanneer 'n kar op die snelweg in die verkeerde rigting begin ry. En sê nou maar, jy is daar die kar, op die pad van jou lewe, en jy ry in die verkeerde rigting, en jy wil dink aan die woordjie bekeer, om 180 grade om te draai. So, om net te hoop dat alles gaan regkom terwyl jy op hierdie pad loop, gaan jou niks help nie. Maar eers wanneer jy die U-draai maak, gaan dinge regkom. En daai U-draai is bekering. Dis hy geestelike omdraai. Want jy was aanvanklik weg van God op pad. Nou is jy na God op pad. Miskien moet ek twee terme net beter verduidelik. Wedergeboorte is daar die oomblik, dit vir baie mense 'n oomblik, maar vir baie mense ook 'n proses, waar hulle Jesus as hulle verlosser en saligmaker aanneem. Bekering, veral soos wat dit in die Bybel gebruik word met die woord metanoia, die eerste persoon werkwoord, is 'n daaglikse ding. Ons moet daagliks kies om weg te draai van die sonde en terug te draai na die Here. So wedergeboorte, of dit nou 'n dag en 'n datum of selfs 'n era in jou lewe is waar jy die Here leer ken net as verlosser en saligmaker, daai is 'n eenmalige proses. Maar ek en jy het nodig om elke dag keuses te maak, want elke dag word ons versoek om die verkeerde keuses te maak en terug te draai na die Here toe. Geloof is die hand wat die genade aanvaar wat in Jesus Christus na ons uitgestrek word. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit is 'n gawe van God. Deur die geloof, nie uit julleself nie. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Sal jy gered word. Dit is 'n ongelooflike belofte. Kan ek miskien vir julle, en julle is mos slim mense, kan ek vir julle 'n hoër graad definisie van geloof gee? Kom ek gee vir julle 'n hoër graad definisie van geloof, wat ek dink jy gaan snap as jy dit lees. Geloof, as jy wil verstaan wat is geloof. Geloof is die geesverwerkte, die Heilige Gees verwerkte respons van 'n menslike hart wat bestaan uit vertroue. Pistis is die woord vir geloof in Grieks. Wat bestaan uit vertroue, loyaliteit en volhardende gehoorsaamheid aan die openbaring van God in Christus. Geloof is die geesgewerkte respons. Met ander woorde, dis nie jy wat jouself tot wedergeboorte bring nie. Dit is die Heilige Gees wat in jou gewerk het, in daai menslike hart van jou gewerk het. En daarom kan dit nooit met 'n kognitiewe, met ander woorde intellektuele instemming van die huisfeite wees nie, maar 'n relasionele oorgawe
wat die hele mens opvat. Ons wil, ons denke, ons emosies, en ons daaglikse praktyk. Soveel mense sit in die kerk en dink dat omdat hulle die heilsfeite met hulle kop verstaan, is hulle saak reg. Maar diep binne-in weet hulle, maar ek twyfel. En vandag, en dan is dit soms die mooiste gelowiges, en vandag wil ek julle bring by die punt, waar jy nie twyfel nie, maar waar jy met sekerheid kan uitstap. Geloof is met ander woorde dinamiese deelname aan God se werklikheid, gedra deur sy genade, gerig deur die woord, en sigbaar in 'n lewe waar Jesus Christus regvaar van koning is. So hou op om te twyfel oor jou waarde voor die Here. Ek weet nie hoe waardevol dink jy is jy vir God. Ek wil vir jou sê, vir jou persoonlik het sy seun Jesus gesterf aan die kruis, ongeag waar jy tans is. As God jou goed genoeg ag om sy seun vir jou te gee, in jou plek te gee, wie is jy om jouself te diskwalifiseer, en nie te hoop, ek sal dit eendag maak. En dit bring ons by die hele punt, van ons seker te wees van redding, daai belofte van God te neem. In Johannes 5 vers 11 tot 13, en dit is die getuienis, dit is net so 'n stukkie daarvan, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is sy seun. Die Griekse woord eidoken is 'n voltooide vorm in Grieks, met ander woorde, nie hy sal gee, hy sal dit nog vir jou gee nie. Hy het dit klaar vir jou gegee, aan Jesus aan die kruis, eens en vir altyd. Wanneer ons waar die kruis by die kruis van God ontmoet, het ons die lewe. Dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Nou wil ek julle daarom ook so 'n bietjie troos, en dat een van die duiwel se grootste strategieë is om gelowiges, dis nie dan daai persentasie so skrikwekkend hoog is, 41 tot 45% van gelowige kerkgangers het nie sekerheid van geloof nie. Een van die duiwel se grootste strategieë is om twyfel in ons harte te sit. En hy doen dit baie keer vir alles jy bietjie afvoel, want as jy goed voel en jy naby die Here is dit so lekker, want hy wil jou emosies gebruik om jou sekerheid van jou weg te vat. En die Bybel wil jy sê dat ons nie na ons emosies sal kyk nie, want ons emosies verraai ons so baie keer. Kyk, as jy getroud is en jy en jou vrou het 'n ewige rusie, as jy vir daai oomblik nie baie lief vir haar nie, daar is 'n baie duidelike bewys dat jy met haar getroud is. En jy dra die bewys. Jou emosie gaan weer regkom, en dan gaan jy weer baie lief wees vir haar, of vir hom. Maar hierso is die bewys. En dit is hoe ons onsekerheid van ons geloof moet hanteer. Die bewys is nie in jou emosie nie. Want as jy depressief is, voel jy ver van die Here. As jy in 'n gat van depressie is, voel jy nie eers dat jy maak met God kontak nie. En dan moet jy nog steeds die sekerheid van jou geloof kan kom bevestig op wie God is, sy karakter en hoe hy homself kom openbaar. Jy moet jou sekerheid bou op God en sy karakter en wat sy woord sê. Julle het almal gedoen wat ek vandag gedoen het. Nie een van julle het getwyfel of daardie stoel julle gaan hou nie. So af en toe as 'n skroef 'n paar skroewe missie en dan kan jy miskien nie hou nie. Maar oor die algemeen, dit is geloof in aksie. Dis geloof in aksie julle. Jy het nie gaan kyk of die vuurpote stewig genoeg is nie. Jy het nie gaan kyk of daar nie 'n kraak in die plastiek is nie. Jy het aanvaar dat die stoel
van jou hou. Jy het 'n geloofstap gedoen om dit te doen, om geloof te hou. Want die oorwegende ervaring wat jy het, as jy kerk toe kom, is dat hierdie stoele kan ons hou. So jy het miskien goeie bewyse, maar jy het 'n stap in geloof gedoen. Ek sou verskriklik bekommerd raak as elkeen van julle, voordat julle gaan sit, eers die stoel omdraai, kyk na die skroewe, net so 'n bietjie toets, die een se skroewe is los. Wanneer ons geloofsekerheid, ons seker van ons redding bou op God, en op wat sy woord daaroor sê, kan ons twyfel laat los. En wanneer die duiwel kom met daai strategie, wanneer ons emosie so laag is en ons ver van God af is, kan ek sê, ten spyte van wat ek nou voel, sê God se woord die volgende. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons leer dat God is die konstante. Sy woord en sy karakter verander nooit nie. Wanneer ons met ons emosies ons redding wil wys, dan kyk ons na binne toe. En ons is nie 'n goeie maatstaf nie. So ons moet nie inkyk nie, ons moet opkyk. Dis waaroor geloofsekerheid gaan. Want die evangelie is kragtig en eenvoudig. Dis kragtig nie oor dit gepreek word nie. Dit is kragtig omdat die transformerende krag van die Heilige Gees agter die evangelie is. Die evangelie in Romeine 1:16, die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daai woord krag, dynamis, dynamite. Dis die ontploffende krag wat 'n mens se lewe van binne kan verander. Dis 'n ontploffende krag wat vir jou sekerheid kan gee. Ek was my voorreg om by 2 plekke te wees in my lewe wat baie besonder is. Die een is die piramides en die ander een is die westelike muur in Jerusalem van die ou tempel. Wat verstommend vir my is, die piramide-rotse, waarmee die piramides gebou is omtrent ongeveer 8 ton blok. En tog is hulle so gedres, is hulle so met 'n buitel geslaan, dat jy nie 'n lemmetjie tussen hulle kan inkry nie. Die een groot hoeksteen van die tempel in die westelike muur in Jerusalem is 155 ton. Dis 'n ongeloof. Ek wil nie eers praat, want dan raak ek heeltemal af van my onderwerp van vandag, oor hoe hulle hom daar gekry het. Maar 'n man het 'n klip gevat en 'n buitel gevat en hy daai ingebuitel dat 'n lemmetjie nie daardeur kan kom nie. Nou stel jy voor, jy vat 'n rots en jy probeer hom met jou hande verander. Die hande oopkrap, jy kan nie. Dan kom iemand met 'n buitel en hy tik hierso en ewe skielik breek daai rots oop. In 'n oogwink gebeur dit wat jy nie self kon regkom nie. En so werk die evangelie in 'n mens se hart. God kom met sy gees en hy tik teen daai klip hart. En dan transformeer hy dit. So die evangelie is nie net 'n suikerbedekte boodskap nie. Dit is nie net 'n like op 'n sosiale blad nie. Dit is 'n rescue mission. Die evangelie is ons die reddingspoging wat aangewend is om ons te red. Om seker te wees van jou redding het 'n sekere resultaat. En daardie resultaat is 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Dis waarheen ons op pad is. Wanneer jy seker is van jou redding, leef jy nie meer uit hoop of twyfel of vrees nie, maar leef jy uit die liefde wat in daardie verhouding is. Gebed word dan nie net 'n plig nie,
Dis 'n gesprek met jou Vader. Bybel lees word nie net nog 'n taak wat jy moet doen nie. Dis om die stem van jou liefde in jou lewe te hoor. Dis die resultaat van geloofsekerheid. Jy mag miskien vandag hier sit en sê, Here, tot vandag toe het ek getwyfel, maar net gehoop. Dis die beste wat ek kon doen, ek het net gehoop. Ek wil vir jou 'n paar so 5 praktiese stappe gee, sodat jy in jou hart die sekerheid kan bevestig. Herinner jou daagliks aan die woord, met ander woorde, lees 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, totdat dit insink. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het, het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, seker wees, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Lees hierdie teks elke dag, tot jy dit glo. Die tweede ding is, hou 'n dankbaarheidslys. Skryf elke dag, waarvoor jy vir die Here dankie kan sê vir sy redding in jou lewe. Nommer 3, praat met iemand anders, getuig, vertel vir iemand anders hoe jy weet dat jy gered is. Dat jy gestwyfel het miskien, maar nou weet jy wat sy woord sê so. En dit is wat God se karakter is. Nommer 4 is leef in die gemeenskap, die geloofsfamilie. Bly verbind aan die familie van Christus, want ons sekerheid groei ook saam, wanneer ons saam groei in Christus. En dan nommer 5, bid met oorgawe. Vra dat die Heilige Gees jou sal herinner dat jy 'n kind van God is, want dis hy wat die transformerende, die dinamaskrag gebruik om jou hart te verander. As jy vandag hier sit en jy is nie seker of jy werklik gered is nie, moenie wag vir een of ander gevoel nie. Want jy gaan party dae wonderlik voel en dan gaan jy gered voel. En party dae gaan jy sleg voel en dan gaan jy nie gered voel nie. Staan eerder op die beloftes van God en sy woord. Staan op Romeine 10 vers 13 wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis nie net om te weet van God nie, maar is om hom te ken. Ek wil vandag vir jou sê, maak seker dat jy nie net 'n kerkganger is nie, maar 'n geredde kind van God. Want hierdie vraag, is jy gered? Gaan nie net oor die kwessie van lidmaatskap nie. Dis 'n kwessie van die lewe. Dis 'n kwessie van die lewe. Is jy gered? Kom ons gee geleentheid dat jy hierdie kunskap, hierdie sekerheid kan aangryp in 'n gebed. Want ek wil nie jy moet langer twyfel nie. Gaan ons begelei in gebed. En as jy vandag wil seker maak vir die eerste keer, dan doen jy dit, sodat jy met sekerheid kan uitstap. Sodat jy nie weer sal toelaat dat emosies jou gaan laat twyfel of jy God se kind is nie. Want hy sê so. Amen. Kom ons bid saam. Here, eintlik ek het begin hier sê skrikwekkende statistiek. Maar eintlik wat ek sê, is hartseer statistiek. Dat soveel mooi mense wat die Here wat glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het, hoop om in die hemel te kom. Omdat hulle nie besef dat U die woord oor redding sê nie. U wat die initieerder van ons redding is. Here, en dan kan ons maar bely, selfs die beste van ons, wat dink ons lewe mooi, dat niks wat ons kan aanbied, kan help dat ons gered word nie. Ons is sondige mense, Here. En ons wil dit kom bely, ons het nie werke, ons het nie mooi goed om aan te bied.
om mee te doen aan ons redding nie. Maar u woord, Here, u woord sê vandag vir ons, dis 'n geskenk wat u vir ons gee. Ons kry dit gratis, maar dit het die Seun se lewe aan die kruis gekos. En vandag, Here, wil ek daardie sekerheid aanneem in my hart. Ek gaan nie toelaat dat Satan se strategie om twyfel in my lewe te saai, deur my emosies te laat wiplank lei, dat dit my sekerheid sal beïnvloed nie. Want ek wil nou vanoggend kom en ek wil my sekerheid baseer op dit wat u is, Vader, op die karakter, op dit wat u sê in die woord. En dat die woord sê dat as ons hier uitstap, kan ons 100% seker wees dat ek is 'n kind van God. Ek wil dit vanoggend opnuut kom bely, kom net aanvaar as ek dit nog nooit gedoen het nie. Te sê, Jesus, u is die koning van my lewe. Dankie dat u my so lief gehad het, dat God se heiligheid en regverdigheid vir sonde moet straf, en sy volmaakte liefde by die kruis bymekaar gekom het. En dat ek die vrug daarvan kan pluk. Die vrug van geloofsekerheid. Maak nie van my 'n sondelose mens nie. Dit maak van my 'n geredde mens. Heilige Gees, kom maak hierdie waarheid in elkeen van ons harte baie goed vas. Dat ons, as ons moet sê waarom ons gered is, kan sê, want God se woord sê so. En ek aanvaar dat God nie kan jok nie, en altyd die waarheid maak. Mag ons wanneer ons huis toe gaan, mag u hierdie boodskap baie styf, baie stewig in ons harte vasmaak, wanneer ons dit vra, in Jesus se naam. Amen. Julle, kom ons sluit af met 'n lied. Ek gaan vir Zamar vra om vinnig vorentoe te kom. Ek het hulle gesê, as ek te lank gaan preek, kan hulle nie nou sing nie, maar dis is alraai vir die tyd. Kom ons sing, staan hulle oor die goedheid van die Here in ons lewe. Die man is nie gebind om oorbel en vorige sin. I've been held in your hand.
As jy vandag van jou twyfel ontslaag geraak het en seker kan wees dat jy 'n kind van God is, vertel dit asseblief vandag vir iemand. Kom vertel dit asseblief vir my, ek wil saam met jou dankie sê daaroor. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan leef, nie net in sy vrede nie, maar in die sekerheid dat ons is kinders van God. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede en sy sekerheid kom gee. Amen.